Hallo vriende en baie welkom hier op Opstandingssondag. Dit is so lekker dat jy saam met ons kuier en die graf is leeg, Christus het opgestaan. En mag ons vandag opnuut hierdie vreugde en hierdie groot oomblik in ons geloof opnuut vier. Nou vandag se teks is eintlik die gevolgtrekking van 'n baie lang verhaal waarvan ons nie vanoggend tyd het om alles te lees nie. Maar Enje, my kollega, het al in die verlede 'n baie oulike kinderpreek daaroor gehad waar 'n doek letterlik van die kerk se dak afgekom het met 'n klomp diere. En baie onlangs het Jaco Botha van Huguenot College ook oor die voorafgaande teks gepreek. So jy is meer as welkom om terug te gaan om daai boodskap ook te hoor. So dit is 'n gevolgtrekking van 'n klompie dinge. En dalk kan ek die geleentheid neem om dit net so vinnig te vertel. Petrus is op 'n dak, hy sonder homself af en hy bid tot God. En hy sien hierdie visioen van 'n klomp onrein diere en God wat hom uitnooi en sê, Petrus, slag en eet. En Petrus wat vir die Here sê, maar Here, ek kan dit mos nie doen nie. Ek het nog nooit in my lewe aan onrein diere geraak nie, of my lippe daaraan gesit om dit te eet nie. En God se antwoord aan Petrus, wat ek rein verklaar het, mag jy nie onrein verklaar nie. En is dan wanneer Petrus vir Cornelius, die Romeinse offisier, ontmoet, wat hy regtig besef wat God besig is om vir hom te sê, en dit gaan ons dan vandag ook oor gesels. So kom ons lees saam met Handelinge 10 van vers 34 af. Petrus het toe begin praat en gesê, ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, maar dat die mens wat ontzag vir hom het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook al mag wees, vir hom aanvaarbaar is. Dit is die boodskap wat hy vir die kinders van Israel gestuur het, toe hy die evangelie van vrede wat deur Jesus Christus gekom het, verkondig het. Hy is die Here van alle mense. Julle weet wat dwars deur Judea gebeur het. Dit het begin in Galilea na die doop wat Johannes verkondig het, hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het die land deur reis goed gedoen en almal wat onder die mag van die duiwel was genees, omdat God met hom was. Ons is getuies van alles wat hy in die land van die Jode en in Jerusalem gedoen het. Maar hy het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Vir hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat hy verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat vroeër reeds deur God aangewys is. Aan ons wat saam met hom geëet en gedrink het nadat hy uit die dood opgestaan het. En hy het ons beveel om aan die volk te verkondig en kragtig te getuig dat dit hy is wat deur God aangewys is as regter oor die lewendes en die dooies. Oor hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo deur sy naam vergewing van sondes ontvang. Nou wanneer jy hierdie verhaal in sy volledigheid lees, dan kan ons eintlik die verhaal Petrus se bekering noem. Want Petrus word deur God uitgedaag om in die lig van die evangelie, om in die lig van die kruisdood van Jesus en die leë graf, die nuwe realiteit raak te sien. Petrus, wanneer hy oor die diere dink en wanneer hy veral oor die res van die wêreld dink Jesus se verlossing is nog eksklusief vir die Jode. Dat Christus eksklusief vir die Jode gekom het, vir hulle wat onder die ou verbond staan. En God kom herinner Petrus dat sy manier van dink en die verlossing van Christus is baie wyer as wat hy ooit sou kon dink en besef. Dat die onrein diere wat eers vir die Jode nie aanvaarbaar was, wat hulle moes verwerp het, wat hulle nie aan moes raak nie, dat dit 'n beeld word vir Christus en die leë graf, wat nie net uitreik na die Joodse volk nie, maar tot in die uithoeke van die wêreld. Soos wat ons lees in Matteus 28, Jesus vir sy disippels beveel, gaan na die nasies toe en maak die mense my disippels. En Petrus, wat dan, wanneer hy met Cornelius praat, die volgende sê, hy sê, ek besef nou eers, dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, maar dat die mens wat ontzag vir hom het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook al mag wees, deur hom aanvaarbaar is. Dit is ongelooflik belangrik om te besef
dat Petrus hier 'n bekeringsoomblik het. Dat God deur Christus sy verstaan van die evangelie verander. En dat hy die hoogte en die diepte en die wyte van Christus se verlossing begryp. Dat die heidene wat nie in die verbond ingesluit is nie en met wie die Jode nie kon meng nie, ook nou vrylik toegang het tot God, vrylik toegang het deur Christus se genade tot God drie-enig. En wat 'n wonderlike wete is hierin, die vriende, dat Petrus deur sy bekering opnuut besef, Christus in die leë graf beteken dat enige iemand na Christus toe kan kom. Enige iemand wat in God glo gered word. Liewe vriende, Cornelius, in die besondere in hierdie verhaal, ja, in sy huisgesin, maar ook my en jou vandag. Dat hierdie verlossing van Christus 2000 jaar lank nie net vir die Jode is nie, maar deur die eeue en reg oor die wêreld vir ons as mense is. En wanneer ons aan hierdie verhaal hoor, is die vraag wat ons moet vra, wat maak die leë graf in ons weer wakker? Wanneer ons die verhaal hoor wat Petrus hier vertel, dat Christus gekom het met die krag van die Gees, gesalf deur God, dat hy op 'n kruis opgehang is en weer opgestaan het uit die dood, besef ek en jy dat ons hierdie ongelooflike genade ontvang het, maar dat die mense wat daagliks op ons pad kom, dieselfde genade ontvang het. Die mense wat dalk anders lyk as ek en jy. Die mense wat ander kultuur het, wat anders praat, wat dalk swaar kry finansiëel, of dalk is hulle ver bo jou wanneer dit by hulle bankrekening kom. Jy sien, ons is baie geneig om onsself in groeperinge te plaas. En dit verhoed dat ons sukkel om daardie mure wat Christus eintlik om afbreek, om dit te oorkom. Ons bou self mure. Ons rig selfs heininge op om mense uit te hou, wat ons nie belangrik ag nie. Maar juis hierdie mense vir wie Christus lief is, dis juis hierdie mense waartoe die leë graf vir my en vir jou ook roep. En dit vra van ons dat ons ook soos Petrus 'n bekeringsoomblik het. Dat ons opnuut besef dat die evangelie is nie eksklusief net vir my nie, maar is vir elke liewe persoon wat oor my pad kom, hier in Wellington of daar waar jy jouself ook al mag bevind, dat Christus se liefde wyer strek as net ek self, maar dat dit strek oor die wye wêreld. En liewe vriende, dat ek en jy geroep word om soos Petrus grense oor te steek en om die evangelie te gaan leef, om vir mekaar lief te wees. Wanneer ons hoor hoe ander mense getrou in ander lande in vreemde omstandighede, in vreemde kulture werk, dan moet ons besef dat daardie mense is ons boeties en ons sissies. Ons hoef nie ver te gaan om vreemd te ervaar nie. Ons ervaar dit in ons eie samelewing en dalk, liewe vriende, word ons geroep om in die lig van die leë graf om opnuut te besef dat die persone oor wie my pad kruis, dat Christus vir hulle lief is, dat hy vir hulle die dood oorwin het, en dat hy vir ons roep om ook vir hulle lief te hê. Die leë graf kom verander alles. Die leë graf kom en transformeer die wêreld. Hy stuur ons as gelowiges in verskeie rigtings in. En Christus vra vir ons vanoggend, besef hierdie krag van die leë graf. Besef dat die evangelie vir almal is. Besef dat ons geroep word om nie eksklusief te wees nie, maar om vir ander lief te wees en lief te hê. En liewe vriende, die uitnodiging van die leë graf is soos wat Christus ons liefhet, vir ons hoop bring, soos wat hy sy genade oor ons uitstort, dat ons dit sal gaan uitdeel. Mag jy met die vreugde en die hoop van die oop graf opnuut vir mense gaan lief wees, opnuut deel wees in God se sending na die wêreld, want dis waartoe ons geroep word. Ons word geroep om Christus se hande en voete te wees, om te gaan daar waar hy ons stuur, om lief te wees vir mense wat aan ons pad kom. Mag ons getrou wees aan hierdie roeping. Mag ons opnuut die erns daarvan besef, want Christus se liefde dring ons tot andersheid. Amen.
Here, dankie vir die groot voorreg wat ons het, om vanoggend weer te onthou dat die graf leeg is, U het die dood oorwin, en dat U liefde, U hoop en genade, dat dit vir almal is. Dankie Here dat ons, soos Petrus kan sê, U is Here oor alle mense, en dat die liefde so oorweldigend is. Here, soos Petrus tot bekering moes kom, tot inkeer moes kom, so bid ons ook vir 'n inkeer oomblik, dat ons sal besef dat ons geroep word om lief te wees vir mekaar, en dat ons dit werklik sal gaan leef, met die mense naby aan my, maar ook vir hulle wat radikaal anders is as ek. Ons weet dit is so moeilik, veral wanneer ons land se geskiedenis in ag neem. Maar gee dat ons sal besef, die liefde van Christus dring ons. Die graf is leeg, hy het opgestaan, en hy is Here oor alles, en almal. Dankie dat ons dit vandag kan hoor. Help ons Here, gee ons krag, dat ons ook getroue getuies sal wees van die leë graf. Amen.